Goeiemôre. Jy luister na die reeks Jesus is die vraag, wat gebaseer is op 'n boek van Martin B. Kopenhaver, Jesus is the question. Jy luister na die 4de oordeenking met die tema, die groot verlange. Wat soek julle? Is die vraag wat Jesus vra aan die begin van Johannes se evangelie, wat tegelyk die eerste woorde is wat Jesus in Johannes spreek. Dit is 'n oop-einde vraag, wat die disippels op 'n weg lei wat hulle lewens vir ewig sou verander. Hierdie vraag is nie alleen 'n vraag aan die eerste disippels wat Jesus wou volg nie. Dis 'n vraag aan elkeen wat die voorneme het, wat daarna sou leef. Die skrywer van Jesus is the question beskryf ons onversadigbare verlange soos volg. Many of us spend our lives searching, hoping to find something that will fully satisfy that indistinct longing we don't know how to satisfy. We yearn for something and know not what. We try a bit of this and that for a time, or perhaps only in our imaginations, but nothing is quite right or enough to satisfy. You can never get enough of that which does not satisfy. So often we don't know what we want, and then we are disappointed when we don't get it. Aan die een kant is daar die groot verlange na daardie, wat is dit? Wat is daardie wat ons soek? Vrede, vervulling, tevredenheid, 'n versadiging. Sal ons dit ooit vind? En wat as dit wat ons so onverbiddelik najaag, uiteindelik, wanneer ons dit vind, nie voldoen aan die verwagting dat dit ons sou versadig nie? Oscar Wilde het die opmerking gemaak, There are two tragedies in life. One is to lose your heart's desire. The other is to gain it. Wat het hy daarmee bedoel? Die eerste tragedie van die lewe is om al jou ideale en drome te laat vaar. Om valslik te glo dat niks daarvan vir jou bestem is nie. Die tweede tragedie is meer subtiel en ironies. Selfs wanneer ons die dinge vind wat ons so fanaties nagejaag het, laat dit ons met 'n gevoel van teleurstelling. Wanneer ons bereik waarvan ons gedroom het, kom ons agter dat ons lewens nie eens anders is nie. Ons voel steeds daardie leegheid in ons. Die punt wat die skrywer maak, is nie 'n sielkundige een nie. Ook nie een wat lewensvaardighede in fokus het nie. Maar dis 'n teologiese punt. Die onversadigbare verlange in ons, lei ons juist tot die besef, dat daar 'n hinkering in ons is wat alleen by God te vind is. Wat alleen by God te vervul is. Dalk is die gelukkigste en vervullendste oomblikke op hierdie aarde tog net 'n voorskou van die hemelse. Ons voorgangers het ons alreeds hierop voorberei. In die jaar 397 na Christus skryf die kerkvader Augustinus, Quia ficestinos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. U het ons vir uself gemaak, en ons harte bly onrustig, tot dit rus vind in u. Is waarskynlik een van die belangrikste sinne wat ooit in die geskiedenis van die kerk geskryf is. U het ons vir uself gemaak, en ons harte bly onrustig, tot dit rus vind in u. Blaise Pascal skryf in 1657, Wat anders verkondig hierdie hinkering en hierdie hulpeloosheid, as dat daar eenmaal in die mens 'n ware geluk was, waarvan nou slegs 'n vae afdruk en herinnering oorbly. Hy probeer te vergeefs om daardie leemte te vul met alles wat hom omring, dinge wat eindig en verganklik is, maar niks kan die oneindige afgrond in hom vul nie.
behalwe die een wat self oneindig en onveranderlik is, God alleen. Hierdie aanhaling van Pascal is deur die jare in 'n ietwat aangepaste vorm oorgelewer, naamlik dat daar 'n leemte in ons is in die vorm van God, a God-shaped void. En dit beteken dat niks of niemand anders daardie leemte kan vul nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U het ons vir U-self gemaak en ons harte bly onrustig tot dit rus vind in U. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.